Môre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vanoggend vir ons elkeen tot seën sal wees. So sê die Here, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus en vrede gee. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Liewe Here, en so beaam ons dit ook nou in ons gebed. U vertroos. U vertroos, Here, in tye van stampe en stote van hierdie lewe. Bring U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie, Here, dat vandag ook nie 'n uitsondering daarop is nie. Hier in die erediens vir ons elkeen bied U die vrede wat die wêreld nie kan bring en ons bied nie. Vader, en ons weet en bely daardie vrede by name van U Here Jesus Christus. Heilige Gees, Trooster, ons wat hierdie vrede kan uitleef en U wat ons leer hoe hierdie vrede en lewe moet lyk, staan ons ook nou by. Here, hoor ons bid, o Heer. Hoor ons bid, verhoor tog ons gebed en gee ons vrede. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Johannes, redelik bekende gedeelte, Johannes 20, enkele verse daar 19 tot 23, ons lees nie die hele hoofstuk saam nie. In my Bybel, die 83 vertaling, kan jy dit vind in op bladsy 153 van die Nuwe Testament. Johannes 20 vanaf verse 19 tot 23 hou ek aan die voor opskrif daar is, Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Geliefdes, dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Susters en broers, geliefdes in ons Here Jesus Christus, toe Jesus na 3 dae lewend geword het, kan ons maar eintlik vir mekaar sê, was die disippels in 'n sekere sin dood, begrawe as het ware ook maar in hulle eie graf se bestaan. Nou nie letterlik nie, maar
ek dink ons kan onsself nogals daarmee assosieer. Toe Jesus dood was op daardie stadium, het hulle gevoel daar is weinig om nog voor te lewe. Hulle was lewende dooies. En nagenoeg elkeen van ons kan verstaan, as mens nou praat van lewende dooies, om te lewe, maar voel, daar is min wat spreek van hoop, van vooruitsig, van lewe self in 'n mens. Wanneer ons deel het aan die stampe en stote van die lewe. Ouers sê een keer vir my, byvoorbeeld toe my kind in 'n ongeluk dood is, het ek ook 'n stukkie van my daardie dag verloor. 'n Stukkie binne my het dood gegaan. Sin en betekenis het verlore gegaan. En so die worstelproses om dit weer te moet herontdek. Of 'n ander persoon sê, 'n vriend of 'n familielid van my, langs my doodgeskiet in 'n rooftog. Sê die persoon, maar hoekom hy en nie ek nie? Veral hierdie persoon 'n navolgingswaardige voorbeeld wat baie nog sou bereik en moes doen in hierdie lewe teenoor my. Moes dit liewers ek maar gewees het. Of ek het liderlik verbrou, sê ons. Ek kan myself nie vergewe nie, ek kan nie meer mense in die oë kyk, ek kan nie die lewe in die oë kyk nie, vertel 'n ander persoon. En geliefdes, as ons vanoggend mekaar se verhale sou moet aanhoor, vertel ook self, gaan ons mekaar lank besig hou. Van iets te beleef wat die disippels bes moontlik moes voel. Lewend te wees, maar dit spreek nie van lewe nie, ek haal maar net asem, maar lewe ek werklik? Wat is die sin aan die lewe? Betekenisgewing. Waarvoor leef ons? Johannes beskryf vir ons, geliefdes, hierdie gevoel van die disippels Pas Sondag, daardie aand. Ons lees, die disippels was doodbang uit vrees vir die Jode, dat met hulle gaan gebeur, wat met Jesus vroeër gebeur het. Die Romeine wat ook op hulle spoor is. En wat hulle doen is, hulle sluit hulle self toe. Agter slot en grendel, toe deure, en so voel hulle, hier is ek veilig. Want die wêreld daar buite wil seermaak, die wêreld daar buite hou bedreiging vir my in, maar as ek my toesluit agter hierdie mure, deure, is ek dalk veilig. En ons moet nie hierdie gedeelte, geliefdes, lees en dink, dis nie die disippels wat dit doen nie, ons doen dit ook, in ons eie lewe. Soos ons ook nie ver verwyderd is in ons lewensreis met wat hierdie disippels bes moontlik gevoel het, lewende dooies, met tye langs die lewenspad wat ons daardie dal van doodskade weer ook kruis, doen ons ook maar dieselfde wat die disippels gedoen het. Sluit ons onsself, verskans ons onsself, ons hart, ons diepste gevoelens wat ons toesluit agter veiligheidshekke, betonmure. En is nie net daai wat daar buite is nie, dit is veral die groot skans is die van die hart. Ons mense doen dit. Ons trek terug. Wanneer juis ons deur hierdie laagtepunte in die lewe gaan. En ons trek so terug, geliefdes, dat ons die opdrag misloop waar die Here sê ons moet uitreik na buite. Juis na daardie mense op die beurt ook wat terugtrek. En voor ons onsself vind, is ons almal dalk saam, maar in ons harte is ons elkeen op ons eie eiland van bestaan. Waar ons wegkruip en dink, daar is dit veilig. Net soos die disippels gedoen het. Maar dan die Here wat in hulle midde staan. Die Here wat deur die mure en slotte en grendels as het ware kom en in hulle midde staan. En die woorde wat die Here daar uiter
is vrede vir julle. Vrede vir julle, geliefdes, hierdie woord in Hebreëus, Shalom, ons ken dit ook, op sigself nie so seer merkwaardig nie, is eintlik maar hoe hulle mekaar sou gegroet het. So hoe ons vir mekaar sal sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Die Here wat in hulle midde staan en dit sê, dalk is die woorde sodanig nie noodwendig dat dit uitstaan nie, maar die simboliek daarvan, dit dra die groter merkwaardigheid, dat die Here deur al daardie skanse, juis hierdie woorde uiter, vrede vir julle. En dan begin ons agterkom, maar hier is nie net 'n gewone Joodse groet nie, want dit word weer beaam en weer gesê deur die Here, vrede vir julle. Hy sê dit 2 keer. Daarom wil die Here iets vir hulle sê, dalk in ons mate ook baie keer vra ons vir mekaar, hallo, hoe gaan dit met jou, maar bedoel mens regtig, wil jy weet hoe dit met die persoon gaan? Vra ons daardie vraag so, hoe gaan dit? Dis dalk in dieselfde lyn ook, dat die Here met daardie groet wil hy hulle 'n bietjie stil staan by hierdie bekende Joodse gebruik en groet, dat die Here dit 2 keer sê. Dis werklike vrede. Dis nie net sommer 'n groet wat ons aldag vir mekaar gee nie. Ek wil hê julle moet die omvang, die diepte, die merkwaardigheid van hierdie vrede verstaan wat ek vir julle gee, en daarom sê ek dit weer, vrede vir julle. Dis 'n vrede wat hierdie wêreld nie vir jou kan bring nie. Geliefdes, en dan doen die Here die volgende uitstaandes. Hy wys die disippels sy littekens, die merke op sy hande en sy sy. En hierdie tekens is tekens van wat pas gebeur het, paar dae vroeër. Tekens wat iets van Jesus se identiteit vir hulle wys, so herken hulle die Here. Want hulle moes doodseker maak dat hierdie man wat skielik nou deur al ons skanse, deur al ons veiligheidsnetwerke gekom het, hier in ons midde staan en wat ons nie gesien het nie, hierdie vrede vir ons gee dat dit Jesus is. En so vind ons, nuuskierig bekyk hulle Jesus se hande en voete. En hulle sien ook die plek waar die soldate hom die spies in die sy gesteek het. Hulle sien hierdie littekens en hulle sien in dit, dis beaam, Christus is hierdie persoon. En soos ons dalk stadig oor die klippe met hierdie woord vrede vir julle, moet ons dalk ook stadig net in ons oorweging van Jesus wat sy littekens vir hulle wys. Want geliefdes, as ons in oënskou sal neem dalk net die Joodse offersisteem van daardie tyd, dan was dit die teendeel. Die een wat geoffer moet word, as jy 'n dier sou offer, sal die opdrag wees, jy gaan offer die beste. Nie 'n dier met liggaamsgebrek nie. Nie die bees wat sukkel nie. Jy gee die beste vir die Here was die verstaan, en so is die verstaan in ons offerhandes. Maar die heersende tema daar is, en die verstaan is, dis geen lelikheid nie. Daar's nie swakheid nie. Daar's nie foute in wat ons nou moet offer nie. Maar dan kom Jesus en hy wat die volmaakte offerlam is, ja, gaan wys die littekens. Hy kom na mense toe met hulle foute, en ek dink dis juis dat die mense so met Jesus kon assosieer, is dat ons eie mens wees, juis in die volmaaktheid van Christus inlees. In Christus se littekens, die merke, sien die mens hulle eie foute. Sien hulle vir Christus as die volmaakte. Hoor net daar die kreatiewe spanning. In die volmaakte, die verheerlikte.
die opgestane, dat hulle hom herken aan die littekens, want ons kyk nog steeds deur gebroke menslike oë na hierdie lewe. Met hulle foute, met hulle littekens kom die Here na die mens. Wys hy sy eie. Geliefdes, ons dink so gereeld, en ek weet nie hoekom ons ooit daardie gedagte kry nie, want dit word nie gepredik nie, maar ons dink so gereeld dat die evangelie van Christus, die evangelie vir mense is sonder littekens. Ek wonder waar het ons ooit hierdie gedagte gekry? Want wat Jesus juist daardie Sondag aand gedoen het, is tekenend dat die vrede wat God bring, juist vir gebroke mense is. Vir ons. En daarom juist dat die volmaakte sy littekens vir die mense wys. Ja, vir Petrus wat gemaak het of hy vir Jesus nie geken het nie. Ons het na hom ook al gekyk. Maar ook die disippels as geheel wat bang geword het, wat maar gevlug het met hulle menslikheid. Al daardie dinge wat gebeur, kom die Here en hy sê, sy eerste woorde, vrede. En dan hierdie littekens wat hy wys. Dalk is die rede ook daarvoor, geliefdes, dat die Here sê, dat hy ons littekens en ons seer en ons nie weet nie van hierdie lewe ken. Daarom dat Christus, die opgestane Here, die merktekens van die kruis moes wys. Ek sou in my mensheid gedink het, hy moes iets anders wys. Maar die Here kies juist dit. En dit begin al hoe meer sin maak, dat dit die keuse was. Want is vir ons, met ons foute, met ons littekens. En dis toe juist iets wat daar in hierdie disippels gebeur. Geliefdes, en dit gebeur ook met ons, wat hierdie boodskap van God se vergewing ook in ons lewe toelaat. Is hierdie boodskap van die opstanding is, die disippels begin ook lewe kry. In die opstanding tyd, ja, die fokus natuurlik baie sterk op Christus die gekruisigde, die opgestane voorganger. En ek dink juis in daardie sin, as ons praat van Christus as die voorganger, is dit juis wat ons sien in die disippels, hulle volg Christus in die lewe, en hier begin hierdie lewe as het ware in hulle ook. Hierdie dooie disippels begin lewe kry. Hulle wanhoop verander in hoop. Hulle sien weer kans vir die wêreld daar buite, en die res is geskiedenis wat ons kan navors, wat hulle gedoen het, een en elk. Waar hulle voor die kruis weggehardloop het, en na die kruis hierdie moment, hulle lewe so verander het, dat hulle lewe sou aflê. Dit is wat die opstanding van Christus in hulle lewe gedoen het, is 'n lewe van passie daarna, in hulle lewe. En dan verder in hierdie verhaal, geliefdes, vind ons, dat Jesus oor hulle blaas en sê, ontvang die Heilige Gees. Nou het herinner so, het gryp terug na Genesis se verhaal, Genesis 2 vers 7 kan jy veral ook dit nalees, waar God lewensasem in hierdie mens wat hy gevorm het, inblaas, en dan lees jy die mens 'n lewende wese geword. Het gryp terug na daardie verhaal toe, die disippels was eintlik maar so goed so stof. Die Here wat weer nuwe asem, nuwe lewe, nuwe rigting gee, en soos wind is, dis dinamies, dis bewegend. Ek dink juist die rede dat dit weer teruggryp daarna is om te sien iets anders gebeur nou in hierdie disippels. Juist agter hierdie toegesluite deure. Gee die Here vir hulle moed. Gee hy vir hulle die Gees. En geliefdes, soos ons vroeër gesê het, dis nie net die disippels
wat vroeër lewende dooies is nie, ons kan daarmee assosieer in ons lewe. Dis nie net die disippels wat hulle self ook toegesluit het, ons doen dit myself in ons harte en skanse wat ons ook maar maak. Is presies dieselfde ook geldig hier, doen die Here dit ook vir ons, gee hy vir ons sy gees, lewe, krag vir vandag, maar ook vir môre, en vir hierdie pad vorentoe. En dan is die vraag, maar wat doen ons dan met ons littekens? Wat doen ons met ons seerkry in hierdie wêreld? Geliefdes, ons praat dit nie weg nie. Ons maak nie asof gister se littekens en seer nooit gebeur het nie. Dit is nie 'n lewe wat in ontkenning leef van die realiteit nie. Maar skielik, met wat die Here hier doen en tussen die disippels staan en sê vrede vir julle, is die fokus anders. Skielik is my litteken nie meer die bepalende faktor wat my lewe rig, lei, stuur nie. Maar deur hierdie man wat deur mure en skanse van die hart kan deurbreek en sê vrede vir jou. Van die een wat kan opstaan uit die dood, vir die disippels weer lewe gee, wat vir jou en my lewe gee. Geliefdes, en na hierdie lewe wat die Here vir hulle bring, is dit nie gewoon net nou, die deure bly toegesluit, julle het nou lewe, en so gaan ons voort nie. Hierdie deure word ontsluit. Die disippels gaan uit, en die Here stuur hulle met die opdrag, soos die Vader, lees ons, my gestuur het, stuur ek vir julle ook. Eintlik stuur die Here hier vir die disippels, om presies te doen, wat hulle beleef het, om ander weer lewend te maak. En hierdie lewe kom nie vanuit hulle nie, hulle getuig net van die voorganger, van die een wat lewe bring. Hulle moes hierdie storie van Christus vertel, want hierdie verhaal, hierdie evangelie, die goeie nuus, dit bring die lewe. Die verhaal van die kruis, die opstanding, ja, van die Here wat littekens ook aan sy liggaam gedra het, maar wat lewe. Geliefdes, ons ontvang dieselfde as die disippels. Christus wat ook nou deur die Gees en deur die woord in waarheid in ons midde staan en sê vrede vir julle. Christus wat ook deurbreek deur ons eie hartse mure en deure en slotte en grendels en sê vrede vir jou. En in hierdie vrede lê die opdrag ook om hierdie vrede uit te leef deur gewoon ons lewe. Dis dinamies. Dit is soos die wind waai. En dit maak dat ons elkeen hierdie opdrag deelagtig het om dit uit te dra daar buite. Deure waarheid oop vir ons elkeen. Hoe? Leef die vrede van die een na wat dit gee. Vrede vir julle. En hierdie een wat deur mure, deure, skanse kan breek. Ook deur joune waar jy dink, dis nie moontlik nie. Ook waar die Here ons nuwe asem gee, die Gees van God. Geliefdes, dat ons dit vir ons eie lewe sal hoor. Dit was nie net vir die disippels nie. Hoor ons hard en duidelik. So sê die Here, vrede vir jou. Amen. Kom ons bely ons geloof in ons harte aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea.
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.